Karina, baie welkom by die huis. Baie dank, ek voel baie tuis hier by die huis. Tuis by die huis in Parys. Kom ons kop sommer dadelik af. Ek het jou gevra en dis vir 'n spesifieke rede. Hierdie hele wetgewing en die munisipaliteit uit die raad uitkry en ek weet nie eers wat om alles omtrent dit te sê nie. Ek is een van die gewone ouens van die dorp wat dit maar in die koerant lees. Wat gaan aan daar? Wat is die situasie, Karina? Goed, daar was 'n hofaansoek ingedien gewees en 'n 1395 is op die einde die hofuitspraak gewees wat beteken dat Ngwathe se munisipale raad in totaliteit moet ontbind word. Die munisipaliteit of die raad het 'n aansoek gedoen, ons het dit teëgestem, aansoek tot appel tot Hoërhof en op die einde ook geëindig dan by die konstitusionele hof wat die hoogste hof is en die uitspraak het nie verander nie. Die raad moet ontbind. Hy moet ontbind. Die raad, dit was die uitspraak gewees. So provinsie moet dan nou van hier af die instruksie gee om te sê Ngwathe munisipale raad, julle ontbind. Die volgende stap sal nou wees, dan word 'n administrateur aangestel en wat dan na die funksies en die werksaamhede binne die munisipaliteit sal kyk. Wat hierdie hofuitspraak ook anders gemaak het, wat Daffy in sy eerste hofuitspraak gesê het, is dat die administrateur ook direk aan die hof moet verslag lewer oor die stand van sake in die munisipaliteit. Ja. Nou goed, ons sit met ander woorde nou op die punt dat die raad moet ontbind. Maar dit gebeur nie. Of hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit afspeel? Ja, vanaf provinsie moet die MEC 'n definitiewe instruksie gee. Dit moet die uitvoering aan die hofuitspraak moet gegee word. Maar is daar nou 'n vertraging wat dit betref? Ek sou sê die hofuitspraak is Woensdag bekragtig. Ons is vandag by Saterdag, so ons wag dat die instruksie gegee word, Ngwathe ontbind. Okay, daai proses moet dit moet nou afloop. My vraag, Karina, die volgende vraag en ek hoor dit uit die gemeenskap uit, is die bekommernis van wat se verskil gaan dit nou maak? Dit is 'n baie interessante vraag en ek verstaan ook mense se bekommernis daaroor. Daar is geen politieke inmenging meer nie. Ongelukkig in die proses verloor ons 'n baie sterk oorsigrol, maar dit word nou en dit moet ook vervang word deur die administrateur en ook die verantwoordelikheid dat hy nog steeds aan die hof moet dan volgens hierdie hofuitspraak moet rekenskap gee en verslae moet indien. So die oorsigrol wat raadslede gespeel het, gaan nie nou meer hier wees nie, maar ons hoop dat die administrateur regs etiese goeie finansiële besluite sal maak in die eerste plek en in die tweede plek dat dienslewering regtig van hier sal verbeter wanneer en sodra gelde ook daarvoor dan reg aangewend word. Praat van gelde, dit is ook luidrigtig aan my verkondig. Hoeveel geld het dit ons as belastingbetalers gekos, hierdie hele hofstryd? Daai syfer sal ons nog presies verseker kry. Wat ek wel kan sê is dat die munisipaliteit die saak met kostes verloor het. Wat 'n verdere direkte bewys is dat die status in ons munisipaliteit is so ver en sleg af, die hof het nie eens verder daarna geluister nie en natuurlik gesê met kostes. So dit is 'n direkte bewys van waar die aanspreeklikheid en verantwoordelikheid moet lê dat die saak wel hof toe moes gaan. Die tragedie daarvan is, dis belastingbetalers geld wat aangewend is om die belastingbetaler te bevoordeel. Maak nie vir my sin nie. Ons as gemeenskap het gelei onder die huidige munisipaliteit, die raad. Ons het gelei. Kragonderbrekings, dienslewering, noem dit wat jy wil. Chaotiese staat. En toe moes ons betaal om hulle uit te kry. Ja, daar gaan verseker nog bietjie, kan ek sê soos hulle in Afrikaans sê, vongespat hieroor, want sekere van ons raadslede het daar beslis, het teen hierdie aansoek tot appel gestem. So die verantwoordelikheidsin oor wie nou hiervoor verantwoordelik is, gaan beslis nie sommer net gelos word. Gaan nie gelos word nie. Want daar's raadslede wat gesê het van die begin af, ons moenie die aansoek tot appel goedkeur nie. Wonderlik. Daar het julle, Karina, julle weet nou al, wie ek ken, ons burgemeesterskandidaat van die DA, kan ek dit sê? Ja. Jy moet vir die DA stem. Asseblief. Om vir jou as burgemeester. Elke wijkraadslid in elke wijk moet asseblief 'n DA stem kry, want op die einde gaan dit bepaal
wie word 'n moontlike burgemeester in ons munisipaliteit. En my boodskap is regtig, ek het 'n boodskap van hoop vir elke inwoner in die hele Nogate. Ons munisipaliteit kan werk soos wat daar al bewys is in DA-beheerde munisipaliteite. So gee die DA ook hier 'n kans sodat ons regtig die verskil kan maak wat elke inwoner in Nogate verdien. Dit is dit. Dit is dit. Dankie Karina. Baie dankie Sakkie.